Welkom by Storytyd. Vandag se storie, Hansie en Grietjie. Lank gelede het 'n arme houtkapper en sy twee kinders, Hansie en Grietjie, in 'n klein huisie langs die woud gebly. Die houtkapper se vrou was oorlede en die houtkapper trou weer. Sy nuwe vrou was gemeen en het nie van Hansie en Grietjie gehou nie. Eendag sê die arme houtkapper vir sy vrou: "Waar gaan ons kos kry vir die kinders?" Sy vrou sê: "Ek weet nie. Jy moet hulle môre woud toe vat en hulle daar los." Die houtkapper wil dit nie doen nie, maar sy gemeene vrou praat hom so de mekaar dat hy het uiteindelik instem. Hulle weet nie dat Hansie en Grietjie kan hoor wat hulle sê nie. Grietjie is doodbang, maar Hansie het 'n plan. Later die aand glip Hansie by die huis uit en tel soveel wit klippies op as wat hy kan voor hy gaan slaap. Die volgende oggend vat die houtkapper die kinders woud toe. Hansie gooi die wit klippies een neer terwyl hulle stap. Toe hulle in die middel van die woud kom, steek die houtkapper vir die kinders 'n vuur aan en sê hulle moet daar rus. Kort voor lank raak die kinders aan die slaap langs die vuur. Die houtkapper los hulle daar en gaan huis toe. Toe die kinders wakker word, is dit al aand. Grietjie is bang en begin huil. Hoe gaan ons ooit by die huis kom? Hansie en Grietjie se hand en wys vir haar die wit klippies wat hy op pad soontoe neergegooi het. Dit blink in die maanlig en wys duidelik vir hulle hoe om by die huis te kom. Hulle pappa is baie bly om hulle weer te sien, maar hulle stiefma is vies dat hulle terug is. Na 'n ruk is die kinders weer op en hulle stiefma vir die houtkapper om die kinders die volgende dag in die woud te gaan los. Hansie troos vir Grietjie, maar hierdie keer kan hy nie wit klippies gaan optel nie, want sy stiefma het die deur gesluit. Die volgende oggend gee hulle pa vir hulle elkeen 'n sny brood. Hansie bære syne, en terwyl hulle deur die woud stap, breek hy krummels af en gooi dit op die grond. Hierdie keer loop hulle nog dieper in die woud in. Die houtkapper steek weer vir die kinders 'n vuur aan en sê hulle moet daar bly en rus. Toe Hansie en Grietjie wakker word, is dit weer aand. Hansie soek die krummels wat hulle huis toe moet lei, maar die voëls het dit alles opgevreet. Die kinders begin stap. Na 'n ruk kom hulle by die huisie af, wat van brood, koek en lekker goed gemaak is. Die kinders is honger. Hulle breek sommer. Stukke van die huis en eet dit. Die broe lekker. Skielik kom 'n ou vrou by die huisie uit en nooi hulle in. Sy gee vir hulle 'n kamer. Die kinders gaan slaap versigtig en tevrede. Die ou vrou is eintlik 'n nare heks wat van plan is om hulle op te eet. Die volgende oggend druk sy vir Hansie in 'n hok. Toe sê sy Grietjie moet vir haar boetie kos maak. Voer hom, vet sodat ek hom kan eet, sê sy. Elke oggend sê die heks Hansie moet sy vinger by die hok uitsteek sodat sy hom kan voel of hy al vet genoeg is. Gelukkig kan die heks nie goed sien nie. Hansie hou elke oggend 'n dun stok vir haar uit sodat sy moet dink dat hy nog maar is.
Na 'n paar weke besluit die heks om Hansie in elk geval te eet. Sy sê vir Grietjie om in die groot oond te klim en dit aan die brand te steek. Maar Grietjie weet nie hoe nie. Wys my asseblief. Toe die ou vrou in die oond klim, klap Grietjie dadelik die deur toe. Grietjie sluit Hansie se hok oop en hulle twee hardloop vinnig weg deur die woud. Na 'n ruk kom hulle weer by die huis uit. Hulle pa is verskriklik bly om hulle weer te sien. Hulle stiefma het intussen verlaat, so hulle drie het toe lank en gelukkig saam gelewe. Die einde.